Kom ons lees saam. Die Here sê, hulle vra elke dag wat ek wil hê hulle moet doen. Hulle wil graag weet wat ek vir hulle wil leer. Hulle doen dit soos mense wat reg wil doen en gehoorsaam wil wees aan hulle God. Hulle vra ek moet reg oordeel oor hulle. Hulle wil graag hê ek moet by hulle wees. Maar nou wil hulle weet hoekom ek nie sien wanneer hulle vas nie. Hulle sê, hulle verneder hulle voor my, maar ek sien dit nie. Sê vir hulle, julle vas, maar julle dink net aan julleself op daardie dag. En julle laat werk die mense wat vir julle werk nog harder. Julle vas, maar julle beskuldig julle werkers en julle beklei met hulle. Maar as julle wil vas, soos ek wil hê, dan moet julle die mense vrymaak wat gevangenes en slawe is, maar wat niks verkeerd gedoen het nie. Julle moet vir honger mense van hulle kos gee, en julle moet mense wat hulle self nie kan help nie, en wat nie huise het nie, inbring in julle huise. Julle moet klere gee vir mense wat nie klere het nie. En julle moenie maak of julle nie sien dat dit julle eie mense is nie. Dan sal dit ook lig word in julle lewens. So lig soos wanneer die son opkom. En dit sal gou beter gaan met julle. Almal sal sien, julle doen reg, en die Here self sal julle beskerm. Wanneer julle dit doen en dan roep, dan sal die Here antwoord. Wanneer julle vra, hy moet help, dan sal hy help. En sê, hier is ek. As julle ophou om mense te laat swaar kry, en om ander mense te beskuldig, en oor hulle te lieg, en as julle jammer is, vir die mense wat honger is, en swaar kry, en julle gee vir hom genoeg kos om te eet, dan sal julle lig hê in die donker, en julle nag sal soos die helder dag wees. Lang gelede was daar 'n dorpie op die oewer van 'n rivier. En die kinders het baie daarvan hou om op die oewer te speel. En eendag, toe kom daar 3 mense met die rivier af. En die kinders het dadelik mense geroep en hulle het gekom, hulle uit die water uitgehaal en daar was 'n ou persoon gewees wat al baie swak was. Daar was 'n man gewees wat ook heeltemal deurmekaar was en 'n kind wat nie te sleg was nie, maar ook baie moeg was. Hulle het hulle gehelp. Die bejaarde persoon het aanhou verswak en uiteindelik gesterf en hulle het hom begrawe. Die jong man het reggekom en hulle het vir hom 'n werk probeer kry en hy het begin werk. En die kind het hulle in 'n huis gesit en geplaas by ander ouers wat na hom gekyk het. Maar van daai dag af het daar gereeld mense in die rivier afgekom. En hulle het hulle gehelp. En die werk het gegroei en toegeneem. En hulle het sisteme begin stig om van welsyn en om te sien na die mense. Daar was armsorg gewees. En dit het uitgebrei. Vir mense kos te gee, te kyk dat hulle werke kry en opgelei word. Daar was bejaardesorg. Hulle het gekyk om die ou mense by te staan in die verouderingsproses, al die behoeftes wat mag opkom. Hulle het sterwensbegeleiding gedoen, hulle het die mense begrawe. En vir die kinders het hulle geleenthede, kinderhuise begin te skep. En dit het so gegroei, dat daar later aan 'n klomp voltydse mense was, wat hulle lewe gegee het, om hierdie werk te verrig van die mense, wat hierdie behoeftes het. Hulle moes geld kry, hulle het befondsing gedoen. Die munisipaliteit kon nie help nie, hulle het nie geld gehad nie. En hier is 'n probleem. Niemand het ooit teen die rivier opgegaan en gewonder, waar kom al hierdie mense vandaan? Wat is die oorsaak van hierdie probleem? En dit wat ons gelees het van die profeet Jesaja
En in die storie wat vertel is daar 'n hele paar belangrike konsepte wat groot betekenis het en ons reg deur die Bybel vind. En ons wil dalk net 'n paar oomblikke neem om na hierdie woorde te kyk en hierdie woorde kan nie ten volle begryp en verstaan word nie. En daar verskil ook die verstaan van hierdie woorde, daar's ook 'n groot verskil oor wat dit regtig beteken. Ek onthou in 'n klas vra iemand een keer, wat beteken die woord genade? En iemand sê, hy dink dit beteken o gats. En die dosent vra, hoekom? Sê, want elke keer as daar iets gebeur wat my ouma verbaas, of wat haar ontstel, of vreemd is, dan sê sy, o gats. So dit moet iets daarmee verband hou. En dis 'n woord wat ons aan mekaar gebruik. En so gebruik ons baie woorde en ons weet nie wat dit beteken nie. So hier is 4 groot woorde wat voorkom in hierdie storie en deur die profeet Jesaja. Die eerste een is geregtigheid. Wat is geregtigheid? Wat kom by jou op as jy die woord geregtigheid hoor? Wel, by my vir jare is 'n juridiese konsep. Dit beteken om geregtigheid te laat geskied is dat die persone wat nie reg is nie, moet gestraf word of word gestraf en hulle kry hulle dienooreenkomstige straf volgens die daad wat hulle verrig het. Maar in die Bybel beteken geregtigheid eintlik iets anders. Iets meer as dit kan ons sê. Dit beteken om in 'n regte verhouding te leef met God, met jouself, met ander, met die natuur. En 'n regte verhouding is liefde. Dis wat Jesus gesê het, die groot gebod is, jy moet God lief hê en jy moet ander mense lief hê, soos jouself lief het. So, dit lyk asof daar in hierdie konsep oor geregtigheid op 'n kontinuum aan die een kant is, die mense wat so ver gaan om sê, dis straf. 'n Ander wat bietjie verder na die middel toe beweeg sal sê, kyk, is nie net straf nie, die doel van straf is eintlik rehabilitasie, dis eintlik om te herstel, en daai persoon te help, deur die afsondering, deur alles wat met hom gebeur, dat hy kan verander om terug te kom in die samelewing en in 'n bydrae kan lewer in die samelewing. Met ander woorde, dit is uiteindelik te gaan na herstel van verhoudings toe. En dan is daar 'n heel oorbeweeg na die ander kant toe wat sê, maar kom ons versoen, kom ons soek die waarheid. En kom ons maak hierdie verhoudings reg wat versteur is. En dit is die rigting wat die Waarheids- en Versoeningskommissie inbeweeg het, wat eintlik baie vreemd was om in die plek van 'n hof so 'n stap in te neem. Dat daar by wyse van bemiddeling die partye bymekaar gekom word en gepraat word daaroor, al hierdie goede te doen met versoening, maar uiteindelik om 'n regte verhouding van liefde te kan hê. En Paulus sê dat Christus, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Jesus het gekom om hierdie verhoudings te herstel. Maak dit moontlik dat ons nie meer in vyandskap met God kan leef nie. Nou baie van ons dink ons is nie in vyandskap gewees nie. En dat daar versoening kan wees, dat so 'n goeie verhouding kan wees. En dit is 'n gawe. Dis 'n gawe, dis iets wat jy nie net deur jou eie wil en krag kan regkry nie. Dan is daar die groot konsep van regverdigheid. Ons praat baie keer net ook van reg. Ons praat van reg en geregtigheid. En daai reg is om reg te lewe. En weer eens, regverdigheid in my kop was altyd, as my ma's regverdig is, sy dit vir my gee en sy gee vir my boetie dieselfde ding, dan sy regverdig. Sy trek nie een voor nie. Maar dis sekerlik dit ook, maar dis meer as dit. Dis iemand wat regverdigheid beoefen, is iemand wat in geregtigheid leef. Dan is daar liefdadigheid. As jy net die woord vat, liefde, dade. So dit is om uit liefde uit dade te verrig van diens. Die Engels sê, meeting needs with loving deeds. En dan is daar die groot konsep vrede, shalom. En dit is nie net die afwesigheid van oorlog nie, ons beklei nie. Dit is ook nie net, ons is almal baie beskaafd en
goed nice met mekaar nie. En in ons harte kan ons heeltemal iets anders voel nie. Nee, dit praat nou van die effek, van die vrug, van 'n interafhanklike lewe, waar ons nou geregtigheid beoefen, en waar die verhoudings reg is, daar respek is, aanvaarding, harmonie is, met mense met mekaar, met die natuur, daar floreer ons. Om 'n beeld te gebruik. Geregtigheid kan ons sien as 'n rivier. En miskien die oewer van die rivier. En dan die water wat vloei, is regverdigheid en liefdesdade wat verrig word, is die water. En die lowergroen oewer en alles wat hierdie rivier tot stand kom, die vrug, is die vrede. En dan kan ons sien hoe die vrede, as jy in vrede leef, dit teruggaan en teruggee en geregtigheid voed en liefde voed en die goeie dade voed. So kan ons dan kyk, jy weet nou, al die ongeregtigheid. Jesaja sê, kyk hoe werk julle met julle werkers, die mense wat vir julle werk. Julle gaan bid, hulle gaan nie bid nie, hulle moet nou erger werk en nog harder werk, en kyk hoe behandel julle hulle. Daar's slawe, wat van menseregte? Kyk wat doen julle om ander mense slawe te maak. Jy sê, as mense wat nie kos kry nie, daar's klere, die gevangenes, daar's mense wat hulle self nie kan help nie. Dis die gemarginaliseerde mense. Daar's ongeregtigheid. Die Here sê, ek soek geregtigheid. Ek soek die teenoorgestelde as dit. En hy pleit by hulle. Hy pleit vir reg en geregtigheid en vir liefdesdade. Geef hulle klere, geef hulle kos. Jy weet, gaan stroom op ook en vind uit, hoekom is dit so? En eintlik suggereer Jesaja en sê Jesaja vir hulle, vir van die goed wat stroom op is, wat hierdie goed veroorsaak. Dis nie die mense wat sleg is en lui is nie. En dan sal julle vrede hê. Hy beloof 'n wonderlike vrug, die son sal skyn. Julle sê julle gebede word nie beantwoord nie. Julle sal iets anderster beleef as julle hier. So hierdie konsepte is verweef in mekaar. Alles is belangrik. En jy kan sien dat ons hulle eintlik kan onderskei, maar dis eintlik ander, dis net dimensies van 'n lewe van, noem dit, geregtigheid, van vrede, van regverdigheid, en jy raak aan al hierdie konsepte by mekaar. So, hoe kan ons so 'n lewe bevorder? Prakties. Iemand wat ek ken, het 'n groot organisasie. En dit staan bekend as die Gemeenskap van Kontemplasie en Aksie. En hy het eendag almal wat werk vir die organisasie by mekaar, en hulle is so by die 200 mense, en hy vra vir hulle, wat is die belangrikste woord in Gemeenskap van Kontemplasie en Aksie? Is dit die feit dat ons 'n gemeenskap is? Nou klomp mense sê ja, want as die gemeenskap nie daar is nie, is daar nie kontemplasie nie, daar is nie aksie nie. Anders sê nee, kontemplasie. En wat hulle bedoel by kontemplasie is toewyding aan die Here. Dit is die belangrikste ding. Want dit help nie ons kom net by mekaar en daar's nie 'n diep verhouding waaruit alles uitvloei nie. En toe sê ander, nee, aksie is die belangrikste ding. Dit help nie net ons bestaan vir myself nie, aksie is die belangrikste. En toe reageer hierdie leier en hy sê, kom ek sê vir julle wat is die belangrikste woord. Die belangrikste woord is en. Ons is 'n gemeenskap van kontemplasie en aksie. En dis iets van wat ons kry in Jesaja 58 in die profeetse idee van die lewe. Hy sê, julle het gemeenskap. Julle is 'n volk, 'n uitverkore volk, wat hulle wat hulle toewy aan die Here. Julle vas, julle bid, julle doen al hierdie goed. Maar nou is daar 'n groot probleem. Die Here sê, daar's geen sosiale bewussyn nie. Julle word nie geraak deur die pyn van ander mense nie. Dis nie eg nie, dis nie reël vir julle nie. Julle dink net aan julleself. En dis die probleem. En die Here sê, dit is wat ek teen julle het.
Sy droom, sy begeerte is maar dat jy moet verder gaan in liefde. Weet, dit is, en ons sien dit, sekerlik in menslike ontwikkeling ook as ons begin, dat in die begin is dit net my sorggewer wat belangrik is. Dit is eers net ek. Dis die eerste fase, die terrible twos, en dan is dit my sorggewer, en dan kom ek agter die gesin, maar die gesin is deel van 'n familie, en die familie is deel van 'n stam, en die stam is deel van 'n nasie. Jy weet, en ons vat hom al hoe verder, en die nasie is deel van die nasies van die wêreld. En is dit nie so dat ons geroep word om in hierdie liefde te groei nie? Jy weet, na jou gesin te kyk, maar broederliefde, en Petrus sê by die broederliefde sit die naaste liefde, en by die naaste liefde, liefde vir die vyand, verder te vat. Sodat ons saam met al die heiliges, al die mense kan begryp, wat die breedte, lengte en diepte van die liefde van Jesus is. Ons ly, sê die profeet, as ons nie ontluik en ons hak vas en ons staan stil op een plek nie. As gevolg van ons selfbeheptheid, kan ek sê ons ekkigheid, kry ons swaar, ly ons, word ons gebede nie beantwoord nie, is ons onvervuld, wil dinge nie vir ons uitwerk nie. Baie van ons vra die Here, hoekom gebeur dit nie? Net soos Israel. Wat's fout? En dis nie die Here nie, dis ons lewe, wat totaal in onsself gekeer is. Alles verander, sê die Here. As jy 'n na buite bewussyn kan begin ontwikkel, en na buite toe begin draai, jou nag word 'n helder dag. So dit is die eerste uitnodiging. Die tweede uitnodiging. Wanneer ons dit begin doen, om dit met die regte energie te doen. Dit is die energie van liefde. Soveel geregtigheidsgroepe, bewegings, met goeie bedoelinge, doen die regte ding, maar met die verkeerde energie en motivering. Dikwels is dit woede, en dikwels wy ons onsself aan 'n saak, omdat ons baie seer gekry het daardeur. En dis goed, maar as ons dit uit die woede uitdoen, as ons nog nie gedeel het met ons eie seer kry nie, kan dit geweldig skade beoefen. En ek meen, kyk na baie van hierdie organisasies, na die woede waarmee hulle veg vir hulle regte wat geskend is. Baie mense doen dit uit ego-behoeftes. Ons is reg, julle is verkeerd. Ons is goed, julle is sleg. Ons is bevoeg, julle is pateties, en kyk neer op julle. Dis ego, dis ekkigheid. Baie doen dit met 'n veroordelende houding. Julle is sleg, julle is die vyand. Dan is daar ons wat dit doen vir selfgewin. Hulle trek voordeel daaruit, nie net emosioneel nie, maar maak 'n besigheid daarvan, om goed te doen en 'n saak vir 'n saak te veg. So, dit noop ons eintlik om in 'n diep verhouding met God, om in te gaan in kontemplasie. Want dit is wanneer ons die liefde van God ervaar, dat ons daai liefde kan uitleef. Matteus 18 word in daai gelykenis vir ons vertel en kom uiteindelik daarop neer, dat as ons nie die liefde van Jesus en sy vergifnis diep in onsself ervaar nie, vind ons dit eintlik nie moontlik om ander te kan vergewe wat ons te nagekom het nie. So dis die uitnodiging om met liefde, en die liefde wat God in ons hart uitstort en gee vir ons, vanuit daai plek uit, in liefdeswerk betrokke te raak. In die derde plek, dit 'n leefwyse. 'n leefwyse. En kom ons praat miskien oor twee aspekte, persoonlike liefdadigheid, en dan is daar koöperatiewe geregtigheid, sosiale geregtigheid. Op 'n persoonlike vlak, self, wat kan ek doen? Ons hoef nie te gaan soek vir iets nie. Dit is om ons.
En dis wat Jesaja sê, julle werkers, julle mense met wie julle elke dag te doen kry. Is jy bewus van die behoeftes wat daar is? En ek kan nou soveel stories vertel. Ek het net in hierdie week te doen gekry met 'n ou tannie wat nou net oorlede is. En wat sy gedoen het waar almal onbewus was, sy het elke maand 'n bietjie geld weggesit vir die sorggewer wat na haar gekyk het. Sy het daai sorggewer se lewe vir altyd verander. Dit stel haar nou in staat om 'n huis te gaan bou. Uit in die Limpopo waar sy nou vandaan kom. Ek hoor van iemand wat in die ry staan by 'n kasregister om te betaal. En voor hom is 'n vrou, 'n dame met 'n dogtertjie. En jy kan sien, die vrou is baie gesteld op waar trek die kasregister se prys nou. En toe is dit meer as wat sy kan bekostig. En sy sê vir haar dogtertjie, sy is baie jammer, maar sy moet die speelgoed en die dingetjie wat sy wil gebruik het vir haar hare, moet hulle los, hulle sal kyk na 'n ander keer. En hulle skuif dit een kant, hulle betaal. En die dogtertjie is so hartseer en sy huil en sy snik en sy gooi nie 'n vloermoer nie, maar jy kan sien sy is baie teleurgesteld en sy loop. En iets gebeur in die persoon wat agter haar staan en hy sê, kan ek daai goed koop asseblief? Maar kan ek dit dadelik vat? Ek kom nou betaal. En hy hardloop uit, en hy stop haar, en hy sê vir haar, skus, jy het iets vergeet. En sy sê, nee, ek het nie betaal nie. Sy sê, iemand anders het dan betaal vir jou. En haar oë skiet vol trane. En sy begin om haar storie te vertel. Hoekom sy nie in staat is om dit nou te kan betaal nie. Klein dade, ek hoor van iemand anderster. Gee elke week 2 ure om by iemand te sit, wat nou graad 7 is, maar nog nie kan lees nie. En net 2 ure 'n week gee sy vir daai persoon. En sy vertel wat besig is om met haar te gebeur. Dis eintlik net om bewus te raak, te kyk, te kan sien. Sosiale geregtigheid. Daar's mense wat stroomop was, wat uitgevind het van sisteme en groot oorsake van die lyding waarmee ons te doen kry in die wêreld. Jy weet, Jesaja praat van werk en die werksplek. Hy praat van politiek. Jy weet, en dis interessant in jou eie werksplek, 'n werksomgewing. Jy weet, praktyke, maniere, goed wat daar gebeur, wat miskien net sekere mense bevoordeel. Wat diskrimineer teen sekere mense. Nog steeds in die tyd waarin ons leef, heeltyd. Is daar iets waarvoor jy geroep word, waarvoor jy kan opstaan? Polities, jou affiliasie. Ek dink ons in die tyd veral van fake news en alles wat besig is om te gebeur, is dit so belangrik om uit te vind. Om jou te belyn met 'n politieke party wat jy dink en glo, hierdie waardes vervat en maniere dat jy dit kan ondersteun. In die kultuur, die leefstyl wat ons het. Dit is waarvan Jesaja praat. Niemand knip 'n oog oor al hierdie goed wat gedoen word nie. Dis hulle manier van leef, dis hulle kultuur. Jou leefstyl. En miskien dink ek, een van die goed waartoe hulle geroep word was, hy gee bietjie uit, verander julle leefstyl, miskien meer eenvoudig te begin leef. Nou, ek het 'n paar baie interessante vriende. En baie keer as ek na hulle kyk, dan is ek so verbaas en sê, ja, maar julle vat hierdie goed ver. Hulle wil groen leef. Dit gaan oor wat hulle eet. Dit raak hulle eet. Dit raak hulle aantrek. Ek vra vir een persoon, hoekom? Sy sê, ek kan nie hierdie klere koop wat hier daai plek gemaak is op daai plek nie, want hulle maak gebruik van kinderarbeid. En deur dit te ondersteun ek kinderarbeid. Ek sê, hoe het jy dit uitgevind? Sy sê, ek het van die klere gehou en ek het gaan uitvind. En nagevors en uitgevind, dis hoe dit werk. Jo, ons word genooi om, vanuit 'n plek van 'n diep verhouding met die Here, en saam met mekaar na buite te draai. Dit begin by hom. En dan nie so seer om dadelik op 'n geweldige soektog te gaan om uit te vind waar is 'n groot behoefte nie, maar te begin dalk spontaan, net oop te wees, aandag te skenk, jy weet, blootstelling te kan kry. En die meeste mense begin net om iets te gee, geld.
En dis baie goed. Maar dan is dit baie belangrik om ten minste so 2 keer 'n jaar die plekke waarvoor jy geld gee te gaan besoek, sodat jy energie kan gee. En miskien van tyd tot tyd net ietsie te doen en betrokke te wees, om meer as net die geld te gee, sodat dit by jou emosies en jou hart kan gaan lê. En dan kan dit verder gaan. As daar by jou 'n passie ontstaan en jy vat iets verantwoordelikheid om op 'n gereelde basis van jou energie en tyd in te sit, het jy 'n bediening ontwikkel. En hier's die belofte, julle nag sal soos 'n helder dag wees. En ons doen dit nie net vir dit nie. Dis 'n byproduk. Dalk verander die nag nie, maar in die nag is daar 'n helder lig wat skyn. Kom ons doen bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. En dankie dat U ons oë oopmaak en al hoe meer laat sien wat dit behels. En wat hierdie reis behels om saam met U te gaan. Help ons om nie net met onsself besig te wees nie. Nie net met ons eie groep besig te wees nie. Maar burgers van hierdie wêreld te word. Te kan sien, te kan voel. En te gee op die maniere wat U ons voorberei het voor. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met elkeen van julle. Amen.